Goeienaand, dit is Theo en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie sonnige aand oordeenking te luister. Ek dink as elkeen van ons 'n kans kry om te praat oor al die storms wat jy in jou lewe moes verduur, sal ons baie lank met mekaar kan gesels. Nie net dinge wat jy in die verlede ervaar of beleef het nie, maar dinge wat jy ook nou op hierdie spesifieke oomblik moet deurgaan. Ons kan almal praat en sê amen op die woord wat sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Die storms, die slaaf van die lewe, die onregverdigheid en selfsugtigheid van hierdie lewe, ons almal dra die letsels daarvan. Paulus praat daar in 2 Korintiërs hoofstuk 11 van al die dinge wat hy moes verbeur of deurmaak in sy pogings om die evangelie te verkondig, om die Here by almal bekend te maak. Hy sê daar in vers 22 tot 33, praat hy van, ek was in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie keer, in doodsgevare dikwels. Dan gaan hy verder en sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Hy was met swepe geslaan. 3 maal sê hy, is ek met stokke geslaan, en 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag op die diep water deurgebring. Dikwels was ek op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders. Ons kan eintlik nêrens stilhou met die wete dat ons is veilig nie. Daar's geen pad wat ons eintlik kan ry met die wete dat ons is veilig nie. Want die dief het gekom om te slag en te steel, en daardie teks in Openbaring is die waar, het in vervulling gekom wat sê, hy het neergedaal met groot woede, omdat hy weet sy tyd het naby gekom. Paulus gaan verder en hy praat hiervan, in arbeid was ek in baie moeite gewees, slaaplose nagte dikwels, honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid, en behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis. Daardie bekommernisse wat ons ook maar dra van oorlewing elke dag, né? Waar gaan die geld vandaan kom hiervoor en daarvoor? Wat kan ek doen met hierdie situasie en met daardie situasie? Ag, ons word geklap van alle kante af. En dit is nie vreemd nie, want ons is kinders van die Here. En Satan gaan alles in sy vermoë doen om jou te vernietig, om jou so ver te kry, om jou rug op die Here te dra, om jou geloof en jou vertroue die rug daarop te draai. En al verwagting wat ons soms het, is net die slegte dinge. Maar weet jy wat, as ons die Bybel in perspektief lees, dan weet ons, die Here is met ons. Ons kan nie sonder hom nie. Ons lees verder ook in 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9, wat Paulus sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Hy sê ons is verleë, maar nie radeloos nie. Hierdie uitdrukking ons is verlewe is in Grieks aporeo, wat dui op iemand wat verward deur mekaar is. In hierdie wêreld kan ons verwar. Aporeo, verleë, beteken iemand wat nie weet wat om te doen nie. Ons staan baie keer voor uitdagings dat ons nie weet wat om te doen nie, maar die Here is altyd daar vir ons, né? Hy gaan verder en sê, maar nie radeloos nie, verleë, maar nie radeloos nie. Hierdie woordjie radeloos is exaporeomai, wat beteken, ek is nie vasgevang nie. Ek staan nie met my rug teen die muur nie. Ek is nie vasgedruk teen die grond nie. Ek is nie uiters hopeloos nie. Want moet nooit jou vertroue en jou verwagting verloor nie. Jou verwagting moet altyd wees die beste, 'n hoopvolle toekoms soos wat die Here beloof het. Ons moet altyd aanhou om die Satan te weerstaan, want as ons hom nie aanhou weerstaan nie, sal hy nie wegvlug nie. Ons moet betrokke raak in die geestelike riem in ons geveg teen die magte van duisternis. Daarom sê die Here, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly.
En weet jy wat, die fokus is nie hierop om staande te bly nie. Die fokus hier is eintlik, daar is 'n geveg daar buite. As jy uitbeweeg elke oggend, moet jy weet, die Satan wag vir jou. Hy is in sy volle mondering, in sy volle oorlogsmondering. Daarom sê die Here, jy my kind, trek die volle wapenrusting aan, sodat jy staande kan bly. Moenie voel jy's vasgevang nie. Moenie radeloos raak soos Paulus hier sê nie. Jy staan nie met jou rug teen die muur nie. Jy's nie vasgedruk teen die grond nie. Jy's nie hopeloos nie, want ons hoop is op die beste. Die beste lê nog voor. En dan praat hy daar in 2 Korintiërs 4 vers 9, hoor wat sê hy. Ek is vervolg, maar nie verlate nie. Ek is neergewerp, maar nie vernietig nie. Hy praat van oorlog hier. Hy praat van die aanvegting van die bose. Hy praat van verskriklike dinge. En jy kan jouself miskien inlees by een van hierdie baie dinge waarvan Paulus hier praat. Kom ons staan 'n bietjie stil by dit wat hy hier sê. Ek is neergewerp, maar nie vernietig nie. Die Griekse uitdrukking is katabalo alau apolumi. En die direkte vertaling hiervan is, Paulus sê, ek is platgeslaan, maar ek is nie uitgeslaan nie. Ag meneer, mevrou, jong seun, jong dogter, jy voel dalk vanaand, jy is platgeslaan, maar moenie bly lê nie. Staan op, want jy's nog nie uitgeslaan nie. En in die naam van die Here, as jy volhou en aanhou, sal jy nie uitgeslaan word nie. Ja, jy sal moeg raak en die bloed sal dalk vloei, ja, maar die oorwinning wag vir jou, want die woord sê, jy sal deur vuur gaan, en dit sal jou nie brand nie. Moenie stil staan in die vuur nie, gaan deur dit. Moenie terugsit en wonder wat gebeur nou nie. Jy weet, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Maak nie saak wat jou omstandighede vandag mag wees nie. Maar laat my toe om jou te herinner aan een skrifgedeelte direk uit die hart van die Here, net vir jou vanaand. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge, die Here praat hier met jou oor al die dinge waarmee jy nou gekonfronteer word. Maak nie saak hoe onmoontlik en hoe onoorkombaar dit ook al vir jou mag wees nie. Hy sê in al hierdie dinge is jy meer as 'n oorwinnaar deur hom wat jou liefhet. Jy's dalk platgeslaan, maar jy is nie uitgeslaan nie. Romeine 8 vers 35 en 36, wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan praat hy van al hierdie dinge waarvan Paulus praat, al die dinge wat jy dalk mee gekonfronteer word. Hy sê verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskryf is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Satan wil jou dood hê. Hy wil jou verwoes. Maar dan Romeine 8 vers 38 en 39, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of dinge wat nog gaan gebeur, toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dan vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Jy's platgeslaan, maar kind van God, jy's nog nie uitgeslaan nie. 'n baie bekende akteur en skrywer, Sylvester Stallone, het eenmaal dit gesê, luister hierna. Hy sê, no one will hit you harder than life itself. Dink bietjie daaraan. Hy sê, it doesn't matter how hard you hit back, it will keep on hitting you. Dan gaan hy verder sê, it is about how much you can take and keep on fighting, how much you can suffer and keep moving forward. En dis wat die Here ons aanmoedig vandag. Hy sê, my kind, jy's platgeslaan, maar staan op en gaan vorentoe. En dan eindig Sylvester Stallone hierdie uitdrukking van hom met die volgende woorde, that is how you win. En die Bybel sê vir ons, my kind, staan vas, jou lendene met die waarheid omgord. Die Here se woord, die Here se beloftes,
Moenie moed opgee nie. Jy's dalk platgeslaan, maar jy is nog nie uitgeslaan nie. Dankie Here, dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie vir die krag in ons, o Here, want groter is U wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Amen.